Goeiemôre of soos ek sê goeiemiddag julle. Welkom terug by my kanaal. Ek sit vandag hier in die botaniese tuine hier in Gramstad en dit is actually verskriklike mooi dag. Kom ek wys gou vir julle kyk. Die sonnetjie skyn al te lekker. Tuine is bietjie verwaarloos. Ongelukkig, jy weet, word baie min dinge opgepas in Suid-Afrika deesdae. Maar dit is nog steeds baie rustig, baie mooi hierso. So ja, dit is waar ek is. Vandag wil ek gesels oor erfgename, of 'n erfenis, wat dit beteken, wat dit vir ons beteken, wat God betref. Hoe dit in die hele gospel message inspeel en net bevestig dat ons regtig niks het om oor bekommerd te wees nie. So baie mense werk so hard, en ek het dit al voorheen gesê, maar so baie mense werk so hard vir iets wat hulle klaar ontvang het, en jy weet, dit vat jou aandag op die einde van die dag net af van wat Jesus regtig gedoen het. So, kom ons gesels. En ek is op hand vasgehoude video vandag, so as dit 'n bietjie shaky is, verskoon maar. Wanneer iemand jou as 'n erfgenaam noem in hulle testament, gewoonlik is dit jy weet, jou ouers wat hulle boedel vir jou los, of jy en jou broers en susters, wat ook al. Of dit is dalk iemand wat nie kinders gehad het nie, maar vir wie jy baie beteken het, so dan sal hulle vir jou 'n erfborsie los. Dit is nooit iets wat jy kry omdat jy gewerk het daarvoor nie. Dit is altyd iets wat jy kry omdat jy familie is, of jy weet, belangrik is in een of ander sin. Dit word genoem 'n erfenis of 'n erfborsie, en jy dan word genoem 'n erfgenaam. Dit is jou inheritance op die einde van die dag. En gewoonlik kry jy dit eers wanneer iemand doodgaan. Ek weet daar is omstandighede waar mense hulle erfborsies kry voor die persoon doodgaan, maar gewoonlik is dit wanneer iemand gesterf het, wat daar die erfborsie dan beskikbaar raak. Nou, ons word kinders van God genoem. So as jy vir Jesus een keer in jou lewe aangeneem het, as jy glo dat hy die verlosser is wat jy nodig het, en jy glo in hom en jy is wedergebore, dan word jy 'n kind van God genoem. En ek wil gou na 'n paar verse kyk wat dit bevestig. In 1 Johannes 5 vers 1 sê dit elkeen wat glo dat Jesus die Christus is 'n kind van God. Glo, dit is die belangrike woord daarso. Johannes 1 vers 12 tot 13 sê, maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Weereens, glo. Dit is die criteria vir 'n kind van God word, is om in Jesus te glo. En dan Galasiërs 3 vers 26 sê, deur hierdie geloof in Christus Jesus, is julle nou almal kinders van God. So, ons kan sien dat ons as Christene word kinders van God genoem, daar's geen twyfel daaraan nie. En as jy nou self 'n ouer is en jy het kinders, dan sal jy verstaan wat se impak dit het. Ek het gister 'n video gekyk van iemand wat ek volg op YouTube, waar sy gepraat het van wat 'n ouer vir 'n kind sal doen, weet 90% van die tyd. Ek weet daar is ongelukkig ouers daar buite wat, ek weet nie ouers moet wees nie, maar vir die wat omgee vir hulle kinders, en wat sal jy vir jou kind doen? Sal jy so ver gaan om 'n straf wat vir jou kind bedoel is, op jouself te neem, om hulle vry te spreek? En dit is ultimately wat Jesus vir ons gedoen het. En Jesus het gesterf. Ek het vroeër gesê dat, jy weet, om 'n erfenis te 'n erfborsie te ontvang, gewoonlik sterf iemand, en in hierdie geval het Jesus gesterf, en Jesus is God, so ultimately het God sy eie lewe opgegee vir ons, om kinders van hom te kan word, en vir ons om dan die inheritance te kry. Versies wat verwys na ons as kinders en erfgename, is onder andere Romeine 8 vers 15 tot 17 wat sê, die gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie, en laat julle nie weer in vrees lewe nie. Nee, julle het die gees ontvang, wat julle tot kinders van God maak, en wat ons laat roep, Abba. Dit beteken Vader. Hierdie gees getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is.
En omdat ons kinders is ons ook erfgename. Ons is erfgename van God. Erfgename saam met Christus. Aangesien ons deel het aan sy lyding, sal ons ook deel hê aan sy heerlikheid. Hierdie is vir my 'n baie powerful vers, want daar's soveel dinge wat net in hierdie stukkie staan, wat, weet, soveel goeders antwoord, wat mense onder mekaar oor beklei. Soos byvoorbeeld, dat wanneer ons die Heilige Gees het, is ons nie slawe nie. Ons hoef nie te vrees nie. Daar is niks om te vrees wanneer jy die Heilige Gees in jou hart het nie. En ek praat nou nie van, jy weet, dinge in die wêreld soos slange of, weet, daar's goeders wat ons voor versigtig kan wees, maar ek praat van vrees. Vrees vir not being connected, vrees vir jou salvation verloor. Dit is goed wat ons nie hoef te vrees nie, want die Heilige Gees in ons is ons inheritance. Dit is bewyse dat ons kinders van God is en altyd sal wees. Galasiërs 4 vers 6 tot 7 sê baie dieselfde ding. Dit sê, en omdat ons sy kinders is, het God die Gees van sy Seun in ons harte gestuur. En in ons roep hy uit, Abba. Dit beteken Vader. Jy is dus nie meer 'n slaaf nie, jy is nou 'n kind van God. En omdat jy sy kind is, het God jou ook sy erfgenaam gemaak. Dan is daar verse wat spesifiek praat oor erfenis of erfgename. 1 Petrus 1 vers 3 tot 5 sê, aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. In sy groot ontferming het hy ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Nou het ons 'n lewende hoop op die onverganklike, onbesmette en onwerklike erfenis wat in die hemel ook vir julle in bewaring gehou word. En omdat julle glo, word julle ook deur die krag van God veilig bewaar vir die saligheid wat reeds gereed is om aan die einde van die tyd geopenbaar te word. Kom ons kyk gou na 'n paar stukkies in daai versie. In sy groot ontferming het hy ons nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus. Wat sê dit vir jou? 'n Pa wat ontferm is oor sy kinders, wat worry oor sy kinders, wat besorgd is oor sy kinders, het vir ons 'n geskenk gegee. Die geskenk is lewe. Die geskenk van lewe kom as gevolg van Jesus se opstanding. En dit sê ons het 'n lewende hoop. Nou, as jy dink jy kan iets verloor, as jy dink jy kan jou verlossing verloor, dan is daar nie veel om voor te hoop nie. En tog sê dit ons het 'n lewende hoop op 'n onverganklike, onbesmette en onwerklike erfenis wat in die hemel bewaar word. So daai erfenis is nie hier by ons nie. Dit kan nie deur die aarde seer gemaak word nie. Dit kan nie gesteel word nie. Dit kan nie gebreek word nie. Dit word in die hemel bewaar. So selfs jy kan dit nie opneek nie. Want dit is nie hier by jou nie. Dit is in die hemel. Efesiërs 1 vers 11 sê, in hom is ons ook as erfgename uitverkies, voorbestem, volgens die voorneme van die een wat alles volgens sy raad en wil laat gebeur. God het van die begin af, van die oomblik wat Adam en Eva skeef getrap het God 'n plan gehad. En ons was deel van daai plan. Het was altyd sy plan om die mensdom te herwin deur hulle kinders van hom te maak. En ek dink net dit is ons, like, as jy na enige ander geloof se gode kyk, nie een van hulle is besorgd oor hulle kinders of oor hulle volgelinge nie. It's all about them. En hierso is it all about us. Dit is alles wat Jesus vir ons gedoen het. En ek dink dis pretty amazing. Kolossense 1 vers 12 sê, met blydskap moet julle die Vader dank, wat julle geskik gemaak het om deel te hê aan die erfenis, wat vir die gelowiges wag in die ryk van die lig. Nou as ek daai lees, geskik gemaak het, dan sien ek weer eens die hele prentjie van ons nuwe hart en ons nuwe gees. Voordat ons gered is ons nie geskik vir die hemel nie. Is ons nie geskik om in God se presence te wees nie. Omdat ons nog verslaaf is aan sonde, omdat ons nog 'n sondige hart en 'n sondige gees het. Maar die oomblik wat ons wedergebore is, en dit is die wonderwerk, die miracle van die gospel,
is dat ons nuut gemaak word. En wanneer jy nuut gemaak is jy geskik vir die hemel. Jy is geskik om in God se presence te wees. En sy presence leef in jou. Dit is hoe perfek jy gemaak is. En ek dink net dit is amazing. Dat ons so bevoorreg kan wees om 'n Vader te hê wat so lief is vir ons. En as jy nie 'n goeie verhouding met jou eie aardse pa gehad het nie, is hierdie konsep seker nie 'n maklike ding om te verstaan nie. Ek persoonlik het 'n wonderlike pa gehad, het nog steeds, my dad, en wonderlike ouers oor die algemeen. So ek kan nie uit daai perspektief uitpraat nie, maar ek het nou al met mense gesels wat nie so bevoorreg is nie, wat 'n baie donker view van 'n pa figuur het, en is vir hulle baie keer moeilik om God as 'n loving Vader te sien, maar dit is hoekom dit ook so belangrik is om hierdie aspek te verstaan, om te weet wie God is en hoe hy oor jou voel, en dat hy nie hierdie angry God is wat wag vir jou om foute te maak sodat hy jou kan straf nie, maar inteendeel is hy hierdie liefdevolle Vader wat verby jou foute kyk, en hy kyk na jou, en hy kyk na jou hart, en hy kyk na Jesus in jou, en ja, ek dink dit is it's comforting, en as jy daai Papa God eers ontmoet, jy weet, dan verander dinge vir jou, en ek hoop regtig dat as daar enige iemand is wat hierna kyk, wat sukkel met daai aspek van jou verhouding met God, dat jy sal net gesels met hom daaroor. Hy weet alles, hy was daar. Hy sien jou hart en hy ken jou gedagtes en hy verstaan, he's not surprised by anything that you're going through. So gesels met hom en laat hom toe om net daai eina gesond te maak. Ja, en ek dink dit is maar basies wat ek het om te sê vandag, net dat ons is erfgename, ons is nie slawe nie, ons het 'n groot gawe ontvang wat ons nie voor hoef te werk nie. Enige werk, soos ek al voorheen gesê het, die werk volg as gevolg van die gawe. Ons werk nie om gered te word nie, ons werk omdat ons gered is. So ja, as julle hou van hierdie video, like, subscribe op my YouTube channel asseblief, dit sal help dat ek hierdie met meer mense kan deel. Laat gerus 'n comment of e-mail my as julle wil gesels. Ek is beskikbaar enige tyd om te gesels. So ja, ek hoop julle het geniet en mag julle 'n lieflike dag verder hê. En ons gesels weer. Totsiens.